Hallo, kom ons gaan vandag aan met die EBW en ons gaan in hierdie video kyk na as jy afgaan na kwartaal, wat het ek hier gedoen? As jy afgaan na kwartaal 2 en ons het verlede keer in 'n video gepraat oor al hierdie terme. So ek wil net hierdie is die sleutel rekeningkunde begrippe saam met jou deurlees. En dit kom uit die handboek Via Afrika uit. Dit is so aan die einde van die afdeling. Okay, so kapitaal is geld of besittings wat die eienaar in 'n sakeonderneming stort. So dis die geld of besittings wat die eienaar self insit in die besigheid in. En onthou die kapitaal van die besittingsdeel is iets wat jy kan verkoop vir geld later. En dan bates, so dis die besittings van 'n sakeonderneming wat blywende waarde het. Die blywende waarde is belangrik, onthou ons het gesê dis toekomswaarde, iets wat jy kan verkoop vir geld. En dan laste, geld wat 'n sakeonderneming aan 'n ander party skuld of aan ander partye skuld. So laste is basies die skuld. Inkomste is geld wat die sakeonderneming met verkope of dienslewering verdien. So of jy verkoop iets of jy lewer 'n diens, ons het ook gesê dit gaan jy kan ook inkomste kry deur iets uit te huur of deur rente wat jy verdien. Maar dit is die bottom line is verdien. En in uitgawes, die geld wat bestee word om 'n sakeonderneming te bedryf. So dit is die geld wat jy uitgee, so salarisse, water en elektrisiteit. Wins is die verskil tussen inkomste en uitgawes wanneer die inkomste meer as die uitgawes is. So onthou ons het gesê verskil is 'n minusom, so inkomste minus uitgawes en dan het ons 'n positiewe nommer, so die inkomste is meer as die uitgawes. En dan verlies is die verskil tussen inkomste en uitgawes wanneer die uitgawes meer is as die inkomste. So weer eens, verskil minusom, so inkomste minus uitgawes, maar nou is die uitgawes meer. So dan is dit 'n verlies. Begroting is skriftelike plan vir 'n spesifieke tydperk wat aandui hoe toekomstige inkomste bestee moet word. So dis 'n skriftelike plan, nie net iets in jou gedagtes nie. Dis belangrik dat dit vir 'n spesifieke tyd is. Meeste goed in rekeningkunde gaan oor 'n spesifieke tydperk. En dit wys vir ons hoe om ons toekomsgeld te bestee. So waarop moet ons geld uitgee en hoe beplan ons geld. En dan bankwese sluit die dienste in wat deur 'n bank aangebied word. So bankwese is basies enige dienste wat 'n bank verskaf. Soos die deponering en onttrekking van geld. Spaargeld, geld wat op sy gesit word vir toekomstige gebruik. So onthou die spaargeld is vir die toekoms. En dan transaksie is 'n finansiële aksie tussen twee partye waar geld vir iets waardevols verruil word. So finansiële aksie, dit het met geld te doen. Dis tussen
mense of besighede en ons ruil geld vir iets anders. En dan finansiële rekords, finansiële transaksies wat in 'n ordelike stelsel aangeteken word. So al die transaksies, alles wat ons verruil het vir geld, sit ons in 'n ordelike stelsel. Die ordelik is belangrik omdat dit die stelsel is wat standaard gebruik word deur, ek wil sê almal, maar meeste mense en besighede, sodat enige iemand wat daarna kyk kan sien presies wat daar aangaan. Goed, ek gaan sommer die video net hier los, sodat as jy besig is om vir 'n toets te leer en jy wil net hierna kyk, dan hoef jy nie nou ander goed ook te luister nie. En dan in die volgende video, dan kyk ons na inkomste en uitgawes.